Miskien omdat baie van ons al so lank die Here dien, besef ons nie altyd wat die prys was wat betaal is vir ons vryheid nie. Weet jy hoeveel jou ewige lewe werd is? In Psalm 49 vers 8 en 9 staan daar: Een mens kan tog nie 'n ander loskoop van die dood en aan God 'n losprys vir hom betaal nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees dat hy vir altyd sal lewe en die dood nooit sal smaak nie. Selfs die Koragiete wat daardie Psalm geskryf het besef dat 'n mens nie vir jou die ewige lewe kan koop nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. Ons weet vandag dat Jesus Christus ons Messias, ons verlosser is. En sy disippels het dit ook geweet, maar daar was nog so 'n bietjie onsekerheid. In Lukas 24 lees ons na Jesus se opstanding, loop hy langs die pad 2 van sy disippels raak, Kleopas en 'n vriend van hom, maar hulle herken Jesus nie. En dan vra Jesus vir hulle in vers 17, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae gebeur het nie? Jesus is so bietjie moedswillig en hy vra in vers 19, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. En dan staan daar in vers 21, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat die dinge gebeur het. Daardie woord verlos beteken letterlik bevryding deur die losprys te betaal. So Kleopas kon ook gesê het, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou bevry deur die losprys te betaal. In Openbaring 5 skryf Johannes dat hy baie hartseer was omdat niemand waardig was om die boek te neem en die seels oop te maak nie. Maar dan lees ons in vers 8 en 9, net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. Hoor jy hoe dat hierdie profeseë in vervulling gegaan het, en dat dit voor God se troon sal weer klink? Jesus Christus het vir hom 'n nuwe volk losgekoop met sy lewe, met sy bloed. En dit is die prys wat betaal is vir my en jou vryheid. Ons het dit gehoor dat Petrus dit baie mooi opsom in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, waar hy skryf, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Dit is hoeveel jou ewige lewe werd is. En Jesus het die prys betaal. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Here Jesus, ons kan nooit vir u genoeg dankie sê vir hierdie duur prys wat u betaal het nie. Baie dankie dat u ons ewige lewe betaal het met u bloed, met u lewe, en dat u elkeen van ons losgekoop het uit ons sinlose bestaan, sodat ons nou kinders van God kan wees, diergekoopte kinders van God. Ons prys u naam daarvoor. Amen.